Goeiedag en baie welkom by vandag se video oor waarskynlikheid. In vandag se video gaan ons kyk na die begrip van onafhanklike gebeurtenisse. Voor ons daarna kyk, kom ons hersien vlugtig die reëls van waarskynlikheid wat jy reeds moet ken. Eerstens, die formule vir waarskynlikheid of probability is die waarskynlikheid van 'n gebeurtenis E is gelyk aan die aantal gunstige uitkomstes in hierdie gebeurtenis gedeel deur die totale aantal uitkomstes in jou steekproefruimte. Die algemene of optellingsreël, die belangrikste reël waarop alles van waarskynlikheid gebou word, stel dat die waarskynlikheid van A of B is gelyk aan die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B minus die waarskynlikheid van A en B. En onthou, hierdie A en B verwys na die snyding, so dit geld dan vir insluitende gebeurtenisse. Vir onderling uitsluitende gebeurtenisse is hierdie waarskynlikheid A en B term gelyk aan 0. Ons het ook gekyk na komplementêre gebeurtenisse en hierdie formule geld vir alle tipes gebeurtenisse, insluitend en onderling uitsluitend. Dit stel dat die waarskynlikheid van nie A nie is gelyk aan 1 minus die waarskynlikheid van A. Vandag gaan ons kyk na onafhanklike gebeurtenisse. Nou, dit is belangrik om hier te verstaan dat ons dit op skoolvlak baie eenvoudig behandel. Jy sal, indien jy verder op universiteit daarmee gaan, meer in detail rondom hierdie begrip gaan navorsing doen. So onafhanklike gebeurtenisse stel baie eenvoudig. Twee gebeurtenisse is onafhanklik indien die waarskynlikheid van een gebeurtenis nie beïnvloed word deur die ander gebeurtenis nie. So indien dit nie die geval is nie, dan praat ons van die twee gebeurtenisse is afhanklik. So onafhanklik beïnvloed hulle mekaar op geen manier nie. Indien dit dan nou gegee word dat A en B onafhanklik is, dan geld die volgende reël. Die waarskynlikheid van A en B is gelyk aan die waarskynlikheid van A gemaal met die waarskynlikheid van B. So dit is belangrik om hier te verstaan dat daar altyd 'n snyding sal plaasvind. So dit beteken dat ons lysie van reëls nou so bietjie uitbrei met 'n vierde ene wat dan geld vir onafhanklike gebeurtenisse. Dis baie belangrik dat jy al vier hierdie formules baie goed moet ken en weet hoe om dit toe te pas. 'n verdere belangrike begrip om na te kyk en te onthou is dat jy moet onthou, jy kan nooit ooit onafhanklike gebeurtenisse met onderling uitsluitende gebeurtenisse verwar nie. Onafhanklike gebeurtenisse het altyd 'n snyding, terwyl onderling uitsluitende gebeurtenisse geen snyding het nie, as jy nou dink aan daardie Venn-diagram voorstellings wat ons gemaak het. Kom ons som dit vir onsself op in 'n tabel. So ons gaan kyk na onderling uitsluitende gebeurtenisse en onafhanklike gebeurtenisse. Vir die waarskynlikheid A en B weet ons dat onderling uitsluitende gebeurtenisse gaan 'n waarde hê van 0, terwyl vir onafhanklik gaan PA en B gelyk wees aan PA gemaal met die waarskynlikheid van B. As ons kyk na die waarskynlikheid van A of B, weet ons dat ons formule, en onthou dis daardie algemene of die optellingsreël, gaan dan vir onderling uitsluitend slegs gelyk wees aan die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B. In die geval van onafhanklike gebeurtenisse, gaan die waarskynlikheid van A of B gelyk wees aan die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B minus die waarskynlikheid van A gemaal met die waarskynlikheid van B. Kom ons bestudeer die volgende voorbeeld. Indien twee gebeurtenisse, X en Y, gegee word sodat die waarskynlikheid van X gelyk is aan 0,4 en die waarskynlikheid van X of Y gelyk is aan 0,7, oftewel 70% of 7 op 10.
Bepaal die waarskynlikheid van y indien, in die eerste metode, dat x en y onderling uitsluitend is, en in die tweede geval waar x en y onafhanklik is. So vir die eerste ene, weet ons nou onderling uitsluitend beteken dat daai waarskynlikheid van x en y gelyk gaan wees aan 0. So dit beteken ons algemene reël is dan slegs die waarskynlikheid van x of y is gelyk aan die waarskynlikheid van x plus die waarskynlikheid van y. Nou dat jy die formule het, kan jy invervang wat vir jou gegee is, en dan kan jy gewone algebra gaan toepas om die waarskynlikheid van y te bereken. Vir die tweede ene is vir ons gegee dat x en y onafhanklik is. So met ander woorde, in hierdie geval weet ons dat die waarskynlikheid van x en y gelyk is aan die waarskynlikheid van x gemaal met die waarskynlikheid van y. Dit beteken ons algemene reël kan ons dan as volgens skryf en dan vervang ons weer in alles wat ons het. So nou gaan jy sien, gaan jy sit met twee terme wat die waarskynlikheid van y bevat. Maar jy moet ook raak sien, dit is twee gelyksoortige terme, wat ons dan bymekaar kan voeg om 0,6 waarskynlikheid van y te kry. Dan pas ons verdere algebra toe, en onthou om te deel, en dan kry ons in hierdie geval is die waarskynlikheid van y gelyk aan 0,5. Vir 'n laaste voorbeeld sien ons dat die gebeurtenisse A en B is sodanig dat die waarskynlikheid van A gelyk is aan 0,5, die waarskynlikheid van nie B gelyk is aan 0,3 en die waarskynlikheid van A of B gelyk is aan 0,8. Die vraag word vir ons gevra, is A en B onafhanklike gebeurtenisse? Nou om dit te doen, beteken dit jy moet daardie reël vir onafhanklike gebeurtenisse gaan bewys. So belangrik, wanneer ons 'n vergelyking wil bewys, moet jy dit wat aan die linkerkant is, as een som doen, en dit wat aan die regterkant is, as 'n tweede aparte som gaan doen. Indien beide hierdie twee oplossings dan dieselfde oplossing is, kan ons dan die afleiding maak dat die gebeurtenisse onafhanklik is. So onthou, die formule wat ons gaan gebruik vir onafhanklike gebeurtenisse is die waarskynlikheid van A en B is gelyk aan die waarskynlikheid van A gemaal met die waarskynlikheid van B. Nou om hierdie formule te bewys, kan ons sien met dit wat vir ons gegee is, kort ons nog die waarskynlikheid van A en B, en ons kort ook die waarde vir die waarskynlikheid van B. So ons begin eerstens met die gedagte wat sê dat daai nie B is, dan waar ons gaan uitwerk dat die waarskynlikheid van B is 1 minus die waarskynlikheid van nie B. So dan kan jy dit invervang en ons kry 'n waarde van 0,7 wat die waarskynlikheid van B is. Gebruik dan nou weer jou algemene reël en dan vervang jy in wat jy het en op hierdie manier gaan jy dan die waarskynlikheid van A en B kan bereken nadat jy algebra gedoen het en ons kry dus 'n waarde van 0,4. Goed, so ons het nou die linkerkant van ons vergelyking gekry is 0,4. Nou moet ons die regterkant gaan bereken. So vir die regterkant, waarskynlikheid van A wat vir ons gegee is, gemaal met die waarskynlikheid van B wat ons gaan uitwerk het, moet ons die produk van kry en dan kry ons 'n antwoord van 0,35. So ek glo, jy kan nou sien dat 0,4 is nie gelyk aan 0,35 nie. En omdat hierdie vergelyking dus nie geld nie, is A en B dus nie onafhanklike gebeurtenisse nie. Gaan werk asseblief deur die voorbeelde in jou handboek, want hierdie is 'n baie belangrike begrip om te verstaan, en dit is baie maklik om eintlik hierdie formule verkeerd te kry. So maak seker jy weet wat jy doen, voordat jy self met die huiswerk begin. Lekker werk!